Hoi, ek is Cecilia. Welkom by Dis Hoe Ons Moor, die plek waar ons die donkerste hoeke van menslike gedrag verken, terwyl ons kreatief verkeer en stories vertel wat jou snags wakker hou. Vanaand neem ek jou terug na die 1940s en 1950s, na 'n klein dorpie genaamd Plainfield, Wisconsin. 'n Plaasgemeenskap so stil en geïsoleer dat niemand ooit kon raai watter afgryse in die middel van die mielielande wegkruip nie. Hier het 'n man gewoon wat later bekend sou staan as die Plainfield Ghoul. Sy naam, Edward Theodore Geen. Ed is gebore op 27 Augustus 1906. Sy pa, George Geen, was 'n harde en alkoholiese man wat dikwels werkloos was en bekend gestaan het vir sy buiigheid en aggressie. Hy was streng, dikwels afwesig van emosionele ondersteuning en hy het sy gesin dikwels geïntimideer. George se alkoholisme het sy gesondheid verswak en in 1940, enkele jare voor sy vrou se dood, het hy gesterf aan 'n kombinasie van siektes wat vererger is deur sy drankgebruik. George se teenwoordigheid het slegs 'n skadu gelaat op Ed se vroue lewe, maar dit was nie George wat Ed se lewe gevorm het nie. Dit was Augusta, sy ma. Augusta was 'n diep godsdienstige, streng en fanatiese vrou. Sy het geglo dat die wêreld boos is en dat vroue, buite haarself, net agente van sonde is. Sy het even sy broer Henry gedwing om elke dag Bybelverse aan te hoor, dikwels oor dood, hel en die sondigheid van mense. Ed het sy ma aanbid en haar as rein, heilig en die enigste goeie mens gesien. Dit word beweer dat sy hom ook van enige normale kontak met ander mense weghou het, veral meisies. Hy was 'n buitestander, 'n seun sonder vriende, altyd vreemd in die oë van die gemeenskap. In 1944 het 'n veldbrand naby die Geen-plaas uitgebreek. Ed en Henry het dit probeer beheer. Later die aand is die brand geblus, maar Henry het verdwyn. Toe die polisie kom, het Ed hulle direk na sy broer se lijk geneem, asof hy presies geweet het waar hy lê. Amptelik is gesê, Henry is dood aan rookinasemming, maar daar was kneusplekke op sy kop wat nie by 'n brand pas nie. Die polisie het dit nooit verder ondersoek nie, en tot vandag toe is daar mense wat beweer dat Ed moontlik sy broer uit die pad verwyder het, omdat Henry openlik kritiek gehad het op Ed se verhouding met hulle ma. 'n jaar later, in 1945, het Ed sy grootste verlies beleef, die dood van sy moeder, Augusta. Haar dood het Ed se wêreld onherroepelik verander. Hy het haar slaapkamer onaangeraak gelaat, 'n heiligdom. Die bed, die Bybel, die gordyne, alles presies soos dit was toe sy nog geleef het. Hy het nooit iemand toegelaat om daarin te gaan nie. Maar die res van die huis het begin verval. Vuil, donker, vensters toegespyker. Die plaas was vol stof, spinnerakke en stilte, maar binne was 'n man wat heeltemal alleen oorbly. Plainfield was 'n klein plattelandse dorpie waar almal mekaar geken het. Geselsies was vinnig en dorpiegeheime moeilik om te hou. In hierdie samelewing het Ed Geen as weird but harmless bekend gestaan. Hy het as plaaswerker en babysitter gewerk. Mense het hom selfs genoeg vertrou om na hulle kinders te kyk. Ed was stil, maar hoflik. Hy het soms vreemde, ongemaklike grappies gemaak en die mense het net geglimlag, sonder om te weet hoe donker sy gedagtes regtig was. Hy het in die agtergrond beweeg soos 'n skadu, onopvallend, maar altyd besig met sy eie morbiede wêreld van obsessies. Na sy moeder Augusta se dood in 1945 het Ed sy isolasie verdiep. Hy het begin lees, maar nie gewone boeke nie. Boeke oor die dood, mummifikasie, grafroef of terwyl grave robbing en menslike anatomie. Daar word beweer dat hy selfs mediese handboeke en boeke oor Nazi-eksperimente verslind het, op soek na kennis om sy morbiede fantasieë te voed. Sielkundiges wat later na Ed se gedrag gekyk het opgemerk dat sy isolasie en obsessiewe studies van die dood sy psigiese wêreld verder verdraai het.
Dit was hierdie kombinasie van sy stil voorkoms, die vertroue van die gemeenskap en sy morbiede nuuskierigheid wat hom in staat gestel het om sy gruwelike aktiwiteite lank weg van verdenking te hou. Op 8 Desember 1954 het Mary Hogan, die eienares van 'n klein kroeg in Plainfield, spoorloos verdwyn. Haar kroeg het spore van bloed gehad, maar sy was net weg. Niemand het geweet wat van haar geword het nie. Daar word beweer dat Ed soms in die kroeg gesit het, stil, teruggetrokke, met 'n halwe glimlag en grappenderwys vir mense gesê het, sy's nie weg nie, sy's by my huis. Mense het net gelag en hulle koppe geskud, sonder om te vermoed dat die stil man op die rand van die dorp moontlik die geheim agter Mary Hogan se verdwyning was. Wel, hierdie maklike vermomming van normale gedrag sou kenmerkend word vir Ed Gein se manier van werk, stil, onopvallend en griesom. Jare later sou die wêreld eers besef hoe reg hy was. Mary Hogan se dood en die manier waarop haar liggaam vermink is, sou die eerste tekens van Ed se diepgaande obsessie met vroue, grafte en morbiede voorwerpe bloot lê. Hierdie ontdekking het die stil afgronde van Plainfield se buurman begin openbaar en die begin van 'n reeks gruisomhede wat die wêreld sou skok, was gebore. 14 November 1957 was die dag wat Plainfield se donker geheim tot die lig gekom het. Bernice Warden, 'n respekvolle vrou en 'n eienares van die plaaslike hardewarewinkel, het spoorloos verdwyn. In die winkel is spore van bloed gevind en 'n kassierrekord het getoon dat Ed die laaste kliënt was wat die winkel daardie oggend besoek het. Niemand het vermoed dat die stil, teruggetrokke buurman die skuldige kon wees nie. Die polisie het sy afgeleë plaas deursoek. Die grond rondom die plaas was droog en hard met net die oorblyfsels van ou plaaspaaie. Hulle het in die skuur 'n afskuwelike gesig teëgekom. Bernice se liggaam was oopgesny en behandel soos 'n jagtrofee, 'n beeld van menslike obsessies wat niemand ooit sou vergeet nie. Die lug was stil, die wind fluisterend deur die dooie gras en die speling van die maan op die skuur se dak het 'n onheilspellende skynsel gegee. Hierdie ontdekking het die waarheid van Ed Gein se morbiede obsessies blootgelê en die begin van nasionale skok geword. Dit was die oomblik waarop die wêreld besef het dat die stil buurman van Plainfield nie net vreemd was nie, maar 'n monster. Die plaas, eense plek van rustigheid, het skielik 'n simbool van afgrys geword. 'n Plek waar die grense tussen dood en lewe, normaal en abnormaal, vervaag het. Binne in die huis en die skuur het die polisie items ontdek wat die psigiese wêreld van Ed Gein weerspieël. 'n Wêreld van obsessie en morbiede ritueel. Hy het skottels gemaak van menslike skedels, stoele en lampe bedek met menslike vel, 'n boks vol vroulike geslagsdele, 'n gordyn gemaak van vel en maskers gesny uit die gesigte van vroue. Daar is ook 'n vrouepak van vel gevind wat Ed glo gedra het om sy ma se teenwoordigheid na te boots. Elke kamer het 'n verhaal vertel. In die kombuis was ou potte en panne steeds op hul plek, maar bedek met stof en klein spore van menslike oorblyfsels. In die sitkamer het die meubels op 'n vreemde, georganiseerde manier gestaan, asof 'n seremonie nou net voltooi was. Sielkundiges het later opgemerk dat hierdie ruimtes nie net fisiese objektmonsters was nie, maar 'n direkte weerspieëling van sy obsessiewe psigiese toestand, sy isolering, sy angs en sy verwarring oor die grens tussen sy ma en ander vroue. Buite die fisiese gruwel het sy huis 'n monument van isolasie en psigiese vervorming geword. Elke kamer, rak en objek het sy obsessies, vrese en morbiede nuuskierigheid vertel. Daar word beweer dat hy snags die velpak aangetrek het, die velmaskers opgeplaas het en buite in die nag geloop het, asof hy sy moeder probeer terugbring.
Die wind wat deur die gebroke vensters waai, het 'n spookagtige geluid gemaak en selfs die gemeenskap se diere het skynbaar die afwesigheid van normale lewe in die huis gevoel. Hierdie plek het nie net die gruwels van sy dade bewaar nie, maar 'n psigiese monument geword van 'n menslike gees wat totaal vervreemd is van die samelewing. Ed het bely dat hy gereeld grafte opgegrawe het, meestal van vroue wat hom aan sy moeder herinner het. Hy het gesê hy het net vars liggame gebruik, soms net dae na begrafnisse. Die grafte was stil en geïsoleerd onder die skadu van ou bome en soms bedek met mis of droëgras. Die grond het krakerig gevoel onder die polisie se voete toe hulle later hierdie gebeure probeer rekonstrukteer het. Hulle liggaamsdele is vir rituele en persoonlike objekte gebruik, soos maskers, handskoene, lampkappe en selfs klere van menslike vel. Elke stuk het sy obsessiewe poging om sy moeder en vrou in sy lewe te herleef op 'n groteske manier weerspieël. Hy het ook donker rituele uitgevoer, soos om kersse rondom grafte en voorwerpe te plaas, gesange en gemompel, vermoedelik om sy moeder se gees terug te roep, en soms mense in sy dorpie geflous deur voor te gee dat hy heilige voorwerpe besit wat verband hou met sy obsessies. Alhoewel geen harde bewyse gevind is nie, is hierdie beweringe deur bure, polisierekords en psigiaters genoem en dit het die morbiede mitologie rondom Ed Gein gevoed. Sielkundiges wat hom geëvalueer het opgemerk dat sy gedrag ritueel en obsessief was. Hy het spesifieke liggame gekies wat hom visueel of emosioneel aan sy ma herinner het, en sy huis en kamers was georganiseer rondom hierdie voorwerpe. Dit dui op 'n gestruktureerde psigiese obsessie eerder as lekrake geweld. Hierdie gedeelte van sy lewe toon hoe psigiese verstoring en isolasie kan saamwerk om gedrag te produseer wat vir die wêreld ondenkbaar gruisam is. Na sy arrestasie is Ed Gein geestelik geëvalueer en dokters het gou tot die gevolgtrekking gekom dat hy nie 'n gewone misdadiger was nie, maar iemand met diep psigiese versteurings. Hy is gediagnoseer met skizofrenie en ernstige obsessiewe versteurings, en sy verhouding met sy moeder is as die kern van sy gedrag beskou. Die verhoor in 1957 het vinnig die aandag van die media getrek. Die hofsaal was stil, almal op die punt van hulle stoele, terwyl Ed stil en soms afwesig na die mure van die saal gekyk het. Die verhoor was kort, aangesien hy as ontoerekeningsvatbaar verklaar is en na 'n psigiatriese hospitaal gestuur is. Hy het die res van sy lewe daardeur gebring, afgesonder van die wêreld, 'n mens wat nooit regtig sy eie demone kon stop nie, of ontsnap nie. Die nalatenskap van Ed Gein strek veel verder as sy klein plaas in Wisconsin. Sy dade het die wêreld geskok, maar dit het ook 'n groot invloed gehad op populêre kultuur. Hy het as inspirasie gedien vir ikoniese karakters in gruwelfilms soos Norman Bates in Psycho, Buffalo Bill in Silence of the Lambs en Leatherface in Texas Chainsaw Massacre. Hierdie karakters het almal elemente van Gein se lewe en sy gruweldade weerspieël. Hulle het sy nalatenskap in die kollektiewe verbeelding vir ewig. Ed Gein het dus nie net die geskiedenis van misdaad beïnvloed nie, maar ook die wyse waarop ons die monsterlike dink en dit verfilm, verwerk en verbeeld. Soos met enige figuur van sy omvang, het daar talle mites en verhale rondom Ed Gein ontstaan. Sommige mense het geglo dat hy betrokke was by sataniese rituele of dat hy selfs kannibalisme beoefen het, as ook dat daar talle meer slagoffers was. Alhoewel geen bewyse is ooit gevind om hierdie beweringe te staaf nie, het dit tog bygedra tot sy byna mitiese status as die slaghuisman van Plainfield. Hierdie verhale het hom groter as die werklikheid gemaak en 'n simbool van die donkerste moontlikhede in die menslike psigie. Waar die feite ophou en die legendes begin, is moeilik om te bepaal, maar saam vorm dit 'n beeld van 'n man wat net nie 'n gewone misdadiger was nie, maar iemand wat die grens tussen werklikheid en gruwel oorgesteek het.
Die storie van Ed Gein is meer as net 'n misdaad geskiedenis. Dit is regtig 'n blik in die donkerste hoeke van die menslike psigie. Hy was nie 'n meesterbrein of 'n reeksmoordenaar wat vir jare die polisie ontglip het nie, maar eerder 'n eensame man wat so verstrik was in sy moeder se greep dat hy die grens tussen lewe en dood, tussen liefde en obsessie heeltemal verloor het. Sy huis het 'n monument geword van sy siek gees, 'n plek waar die dood bewaar word en die verlede lewendig gehou is. Die nalatenskap van Ed Gein leef voort, nie net in hofverslae van misdaad nie, maar in films en boeke en mites wat sy gruwels inspireer het. Hy het 'n spieël geword waarin ons eie vrese sien. Die vrees vir isolasie, die verlies van beheer en die moontlikheid dat die monsters waarvan ons lees en hoor dalk net 'n gewone buurman kan wees. Dankie dat jy saam geluister het na hierdie episode van Dis Hoe Ons Moor. Wees veilig daar buite en onthou, soms sit monsters nie in die donker en wag nie. Soms sit hulle oorkant jou aan die tafel.